Goeiedag en baie welkom aan ons woord vandag. Ons begin lees uit 2 Konings hoofstuk 6. Ons begin daar by vers 8. Die koning van Aram was besig om oorlog te voer teen Israel. Nadat hy met sy amptenare beraadslaag het, sê hy, by so en so plek sal my kamp wees. Maar die man van God het vir die koning van Israel laat weet, wees versigtig om nie by hierdie plek verby te trek nie, want die Arameërs val daarheen terug. Daarom het die koning van Israel 'n boodskap gestuur na die plek wat die man van God vir hom aangewys het en waarteen hy hom gewaarsku het. Hulle was daartoe op hulle hoede. Dit het nie net 1 of 2 keer gebeur nie. Die koning van Aram was ontsteld hieroor en het sy amptenare ontbied en vir hulle gesê, kan julle my nie inlig wie van ons vir die koning van Israel is nie? Een van sy amptenare het geantwoord, nie een van ons nie, my heer, die koning, maar Elisa, die profeet wat in Israel is, deel die koning van Israel die woorde mee wat u in u slaapkamer praat. Daarop sê hy, gaan kyk waar hy is, sodat ek hom kan laat vang. Toe daar aan hom berig gebring is, kyk, hy is in Dothan, het hy perde en strijdwaans en 'n sterk mag daarheen gestuur. Hulle het in die nag gekom en die dorp omsingel. Toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar sowaar 'n leermag met perde en strijdwaans om die dorp. Sy dienaar sê toe vir hom, ag my heer, wat moet ons doen? Maar hy het geantwoord, moenie bang wees nie, want hulle wat by ons is meer as die wat by hulle is. Elisa het toe gebid en gesê, Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. Daarop het die Here die dienaar sy oë oopgemaak, en hy sien toe, sowaar, die berg rondom Elisa is vol perde en strijdwaans van vuur. Toe die Arameërs na hom afkom, bid Elisa die Here en sê, slaan tog hierdie nasie met blindheid. Die Here het hulle toe met blindheid geslaan, soos Elisa versoek het. Daarna sê Elisa vir hulle, dit is nie die pad hierdie nie, en dit is nie die dorp nie. Volg my, sodat ek julle kan lei na die man na wie julle soek. Hy het hulle na Samaria gelei, en toe hulle in Samaria kom, sê Elisa, Here, maak hierdie mense se oë oop, sodat hulle kan sien. Die Here het hulle oë oopgemaak en hulle sien toe hulle so waar binne in Samaria. Toe hy hulle sien, sê die koning van Israel vir Elisa, moet ek aanval, my vader? Maar hy antwoord, jy mag hulle nie aanval nie. Sou jy die wat jy met jou swaard en boog gevange geneem het aanval? Sit vir hulle brood en water voor, sodat hulle kan eet en drink en na hulle heers kan gaan. Hy het toe vir hulle 'n groot fees voorgesit. Nadat hulle geëet en gedrink het, het hulle weggestuur en hulle het na hulle heer toe gegaan. Die roofbendes van die Arameërs het toe nie meer in die gebied van Israel gekom nie. Mag die Here sy woord in ons harte seën vandag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê dankie vir vandag, ons sê dankie vir die woord, en ons sê dankie vir Here vir die Gees, die Heilige Gees wat hierdie woord in ons sal laat lewe. Dankie Vader dat ons weet dat U vir ons is en dat U meer as genoeg is as die wat in die wêreld is. En as U by ons is, Here, dan is ons nie skaam nie, is ons nie bang nie, maar ons, Here, is dapper want U is saam met ons. U versterk ons hande, U versterk ons harte, U versterk ons geloof. Dankie Vader dat ons kan opkyk na U toe en ons oë op U rig, Here, want U is ons saligmaker vandag en U bewaak en bewaak oor ons. Baie dankie Here vir U teenwoordigheid
met hierdie woord in ons harte. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vandag wil ek praat oor meer as genoeg. Veral die woorde van 2 Konings hoofstuk 6 in vers 16 wat sê, hulle wat by ons is meer as die wat by hulle is. As ons praat van oortreffend, of om in die minderheid te wees, sal dit saak maak vir 'n land soos ons as ons in die oorlog wil maak teen 'n ander land, miskien so Suid-Afrika, om uit te gaan en oorlog te voer, miskien teen 'n land soos Amerika, sal dit sin maak vir ons, 'n klein land, om teen 'n groter land soos Amerika gaan veg nie. Seker nie. Ons sal ontwapen wees, soos in die Engels dit gesê word, we will be outgunned. Ons sal in die minderheid wees. Amerika het te veel vuurkrag, te veel gewere, missiele, tanks, oorlogskepe, vliegtuie en personeel. Suid-Afrika het net die AK-47. Wat dink jy sal gebeur as 'n klein dorpie se rugbyspan teen die Springbokke moet gaan speel? Hulle sal vernietig word. Die bokke is net te sterk vir hulle. In die Bybel lees ons dat die vyande soos springkane oor Israel opgekom het, neergedaal het. Met ander woorde, hulle was te talryk. Hulle het alles vernietig, alles verwoes. Al die gewasse, al die vee. Niks het vir die Israeliete oorgebly nie. Hulle het net wat hulle nie geëet het nie, het hulle net vernietig. Nou Aram was in Bybelse tye noordoos van Israel, en wat ons vandag Syrië noem, 'n deel van Irak. Hulle was antieke afstammelinge van Aram, die kleinseun van Noag, dus was hulle verwante, hulle was familie aan die Israeliete. Hulle was familie, ja. Ongelukkig lees ons egter dat hulle voortdurend konflik met die Israeliete was. Die Arameese taal het die algemene taal van die hele streek geword, insluitend in Israel. Groot dele van die evangelies in die Bybel en baie van Jesus se uitsprake wat in die Bybel opgeteken is, was in Aramees. Dit is interessant om daarop te let, dat beide Isak en Isak se vrou Rebekka en Jakob se vrouens Rachel en Lea uit Arameese families gekom het. Die Arameërs het afgewissel tussen handelsvennote, bondgenote en bittere vyande van die Israeliete. Hulle was voortdurende teenstanders van die Israeliete. Dwars deur die eras van koning Agab en Elisa was Aram of Damascus 'n voortdurende militêre bedreiging en het dikwels Israeliete stede aangeval en beleer. Dit is tydens sulke konflik dat die verhaal van die goddelike genesing afspeel. By 2 Konings hoofstuk 5 is die Arameese leer bevelvoerder Naaman deur die profeet Elisa van melaatsheid genees. 'n jong gevange Hebreëse meisie wat in die hof van Naaman gedien het vir Naaman se vrou van Elisa vertel. Die profeet wat hom kon genees. Die koning van Aram of Syrië het oorlog teen Israel verklaar. Hy het die geheime gevegsplanne met sy dienaars beraam om die koning van Israel gevange te neem.
Maar God het die koning se gevegsplanne bonatuurlik aan die profeet Elisa geopenbaar, wat op sy beurt hierdie planne aan koning van Israel vertel het. Die koning van Israel het toe strategies hierdie gebiede vermy en Aram se planne in die wiele gery. Nadat hy verskeie kere oorlê is, het die koning van Aram begin vermoed dat 'n Israelitiese spioen sy hof binne gedring het en sy planne met Israel gedeel het. Maar hy is meegedeel dat dit eintlik Elisa is wat dit gedoen het. Hy was kwaad. Hy was vasbeslote om Elisa gevange te neem. Die Arameese koning het uitgevind dat Elisa in die stad Dothan gebly het. Hy het 'n groot leer gestuur om Dothan te omsingel. Gehazi, Elisa se dienaar, het vroegoggend wakker geword, terwyl sy heer nog geslaap het en buitentoe geloop om sy dag se werk te begin. Wat hy gesien het hom oorweldig en hom baie bang gemaak. Die hele stad was omsingel deur die Arameese leer. Gehazi het besef dat hulle in die minderheid was. Hy het gegaan en Elisa wakker gemaak en vir hom gesê, my heer, meester, ons is omsingel deur ons vyande, wat gaan ons doen? Maar hy het geantwoord, moenie bang wees nie, want hulle wat by ons is meer as die wat by hulle is. Hierdie redenasie het nie vir Gehazi 'n sin gemaak nie. Wat hy fisies kon sien was 'n oorweldigende krisis waaruit daar geen ontsnapping was nie, net gewisse dood. Elisa vra toe vir God om Gehazi se oë oop te maak. Die Here het Gehazi se oë oopgemaak en toe hy opkyk, het hy gesien dat die heuwelhang rondom Elisa vol perde en strijdwaans van vuur was. Gehazi het die onsigbare leer van engele gesien, gereed om God se bevel te veg. Engele lei en onderhou ons. Hulle staan gereed om ons te ondersteun wanneer God hulle beveel of ontplooi is. Dus wanneer jy alleen, angstig of in die minderheid of oortref voel, bid soos Elisa gedoen het. Vra God om jou bewus te maak van die onsigbare leer wat jou omring en beskerm. Engele het Lot en sy familie verdedig en gelei teen die bose bende mans in die stede Sodom en Gomorra. Ook lees ons van Daniel hoofstuk 10. Maar die vors van die koninkryk van Persië het my 21 dae lank teengestaan. Maar kyk, Michael, een van die belangrikste vorste, het my te hulp gekom en ek was oorbodig daar by die konings van Persië. 'n Engel verskyn aan Daniel. Sy stem was soos 'n menigte, die stem van die engel. Manne was oorweldig deur vrees. Hulle het gevlug en hulle weggekruip. God se teenwoordigheid, God se alom teenwoordigheid is met ons. Deuteronomium hoofstuk 7 sê vir ons, moenie paniekerig raak oor hulle nie, want die Here jou God is in jou midde, en 'n groot onsagwekkende God. Ja, dit is hy, ons God, is aan ons sy. Is jy in die minderheid? Voel jy oortref? Ervaar vandag oorweldigende oorwinning. Kry die oorhand.
voel dominansie of oorheersing van God, die oppergesag waarvan ons in die Bybel lees. Deuteronomium hoofstuk 28 sê vir ons, die Here sal jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan. Met een pad sal hulle teen jou uittrek, en op 7 paaie sal hulle voor jou uitvlug. Die beloftes in die Bybel is waar. Mattheus hoofstuk 26 sê vir ons, of dink jy nie, ek kan maar net my Vader aanroep, en hy sal dadelik meer as 12 legioene engele tot my beskikking stel nie. Legioene beteken baie of menigte, en die Here sal hulle beveel om jou en vir my te verdedig. Ook by Deuteronomium lees ons, wanneer jy vir 'n geveg uittrek teen jou vyande, en jy sien perde en strijdwaans en meer manskappe as jy, moet jy nie vir hulle bang wees nie, want die Here jou God, wat jou uit Egipte land laat optrek het, is by jou. Ja, ons voel alleen. Ons voel dat die hele wêreld ons agtergelaat het, maar die Here is aan ons sy. 2 Korintiërs hoofstuk 12 sê vir ons, maar hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Daarom sal ek my baie liewer op my swakhede beroem, sodat Christus sy krag my kan beskut. Gelowiges word daaraan herinner, dat God se genade ons beperkings, ons tekortkominge en mislukkings volledig of voldoende bedek is. Hy is meer as genoeg vir my. Daar is oorlog buite. Ons is oorweldig. En ons voel, ons is in die minderheid. Ons is oortref deur bose, goddelose, aaklige manne. Hulle wil ons verslind. Eendag het ek 'n groot geveg teëgekom, terwyl ek uit Hopland gery het, en nadat ek vir oom Andries by sy huis afgelaai het. 'n hele bende mense het 'n jong man aangeval en geslaan. Hy was heeltemal alleen. Ek weet nie wat hy gedoen het, of hy skuldig was nie. Dit wil sê, of hy daardie pakslae en aanranding verdien het of nie. Maar wat ek gesien het, was 'n jong man, wat teen 'n hele skare te staan gekom het. Hy was alleen, hy was oorweldig, hy was in die minderheid. Ons voel so in die wêreld vandag. As ons dink aan die Israeliete, toe hulle oor die Rooi See gevaar het, en die Farao het hulle gejaag met sy hele leer van strijdwaans en perde. Hy kom hulle daar by die Rooi See, en wat het van hulle gebeur? Die Here leermag, perde en strijdwaans, het daar in die Rooi See verdrink. Die Here het hulle bewaar, en daar was meer van die Here se leermag as die van die Farao. En toe die profete van Baal teen die profeet Elisa tegekom het God vir Elisa en die Elisa teen die profete geveg. En die profete van Baal het die hele dag gebid tot hulle gode. Hulle self gesny en uitgeskree en geroep op hulle gode. Maar toe Elisa aan die Here bid, het hy die vuur gestuur, wat die hele altaar opgebrand het en al die water rondom hulle. Ja, die menigte leer van die Here is meer as die van die profete van Baal. Romeine 8 vers 31, wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees?
Vandag vra ons dieselfde vraag, né? Romeine 8 sê vir ons ook, maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars, deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig, dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenwoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Ja, God is vir ons meer as genoeg. En as jy vandag twyfel, dat hy vir ons kan bewaak en bewaar, dan onthou wat hy vir die man Job gedoen het, toe hy vir Job bewaar het, en weer op die been gebring het, en hom herstel het. Kom ons bid saam. Vader, ons is so dankbaar vandag, dat U ons Vader is, dat U ons verdediger is, dat U oor ons bewaak, dat U ons bewaar. Dankie Vader, dat ons weet, dat ons is nie oorweldig nie. Ons is oorwinnaars, Here, want U is meer as genoeg vir ons. U legioene, wat U beveel het, om vir ons te kom bewaak, Here, is meer as die wat in die wêreld is. Die strijdwaans en die perde van die wêreld is niks, Here, voor U, want U is meer as hulle. U teenwoordigheid is 'n belofte vir ons vandag. Mag ons nie bang wees, mag ons dapper wees as ons uitgaan in die wêreld in, en ons geloof uitleef, Here, want U is ons koning, U is ons God, U is ons Heer. Baie dankie, Here, dat ons vandag net so dapper kan uitstap in die lewe, want U is by ons. U is meer as genoeg vir my. Amen.